Geliefdes, ons gaan voort met ons reeks uit die evangelie van Lukas. Ons gaan vanoggend kyk na Lukas 1 vanaf vers 26 tot 38. Kom ons bid net eers saam. Here, dankie dat ons vanoggend weer hier kan by mekaar wees. Dankie vir u liefde, u genade, waarvan ons ook so pas gesing het. En Here, dankie dat ons uit u liefde en uit u genade kan leef, waarlik leef. En Here, ons kom bid vanoggend, soos wat ons ook maar elke Sondag vra, dat u deur die woord met ons sal praat. Dat u ons gedagtes sal oopmaak, dat u ons harte sal oopmaak. En dat ons u stem baie duidelik sal hoor. Maar Here, help vir ons om net vir 'n oomblik te vergeet van al die ander dinge wat ons gedagtes so vol maak, al die ander dinge wat ons so baie aan dink, die dinge wat ons pla, en dat ons sal fokus op u, ons Here en ons God. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen. Lukas 1 vanaf vers 26. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy: "Ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou." Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar: "Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie." Maar Maria sê vir die engel: "Hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie?" Die engel antwoord haar: "Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word heilig genoem word, die Seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang, en sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie." Maria sê toe: "Ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur wat u gesê het." Toe het die engel van haar af weggegaan. Geliefdes, vir miljoene mense oor die wêreld is daar min gedeeltes in die Bybel wat vir hulle soveel betekenis het as hierdie gedeelte wat ons vandag saam gelees het. Die woorde waarmee die engel Gabriël vir Maria gegroet het: "Ek groet jou, begenadigde," het grootendeels daartoe bygedra dat die Rooms-Katolieke Kerk in so 'n mate aan Maria 'n ereposisie toegeken het, dat sy baie dikwels op gelyke vlak as Jesus Christus self gesien word. Vandag is daar steeds baie mense wat glo dat dit moontlik is om deur Maria na God toe te bid, en dat God in hulle oë selfs meer genee is om gebede wat in die naam van Maria gebid is, aan te hoor as gebede wat in die naam van Christus gebid word. Sommige net so 'n paar interessante feite hieroor. In 1854 het die Rooms-Katolieke Kerk 'n amptelike besluit geneem dat Maria sonder sonde gebore is en dat sy dwars deur haar lewe nooit sonde gedoen het nie. In 1950 het die destydse paus verklaar dat Maria na haar dood direk opgeneem is in die hemel en dat sy daar in die hemel as koningin oor die hemel regeer. Nou hierdie sienings kom glad nie uit die Bybel uit nie, maar dit is vir baie lank as die waarheid verkondig in die Rooms-Katolieke Kerk. Gelukkig het die Romeinse Kerk ook
mettertyd veranderinge ondergaan en in baie opsigte het hulle meer nader aan die Bybel gekom. Ek en Johanna was in 2017 in Wittenberg gewees, nou nie die Wittenberg hier op pad Piet Retief toe, daar waar Morijn skool hou nie, maar die Wittenberg in Duitsland. Ons het daar 'n baie groot kerkkonferensie bygewoon en eintlik in Leipzig, en toe was ons eendag daar in Wittenberg gewees, en daar was ons getuie gewees dat die Romeinse kerk daai dag 'n verklaring onderteken het, waarin hulle gesê het dat hulle die versoening deur Christus alleen van nou af aanvaar. So hulle het 'n groot denkskuif ondergaan en gesê dat hulle nou nie meer glo dat daar ander maniere is, byvoorbeeld deur Maria of deur goeie werke is, wat jy gered kan word nie. Slegs deur geloof in Jesus Christus kan ons versoening kry. En miskien het julle daarvan gehoor, so 'n paar maande terug, 2 maande terug, aan die einde van 2025, het die huidige paus gesê dat hulle kerk nie langer meer vir Maria as 'n mede-verlosser naas Jesus Christus kan aanvaar nie. So daar's definitief denkskuiwe wat gekom het, wat ek oor baie dankbaar is. Maar kom ons kyk 'n bietjie na hierdie gedeelte. Wie is hierdie Maria? Maria was 'n doodgewone mens net soos ons. Nêrens sê die Bybel dat sy sonder sonde gebore is of sonder sonde geleef het nie. En daarom kan Maria nooit op 'n gelyke vlak met Jesus Christus beskou word nie. Maar tog moet ons toegee dat sy 'n besondere mens was. Om uit al die mense wat in daai tyd geleef het, en al die vroue wat in daai tyd geleef het, gekies te word deur God om as die moeder van Jesus Christus hom in die wêreld te bring. Dit is tog 'n besondere eer gewees. En daar moet tog 'n rede wees waarom waarom God haar gekies het vir daardie rol. Nou daar's nogal opvallende ooreenkomste met die verskyning van die engel aan Maria en die verskyning van die engel aan die vader van Johannes die Doper, waarna ons verlede Sondag gekyk het. In beide gevalle verskyn die engel aan die persoon. Beide van hulle skrik as hulle die engel sien, sodat hulle eers gerusgestel moet word met die woorde, moenie bang wees nie. Dan in beide gevalle word die boodskap van die geboorte van 'n kind aangekondig. Albei van hulle spreek hulle bedenkinge uit daaroor en sê hulle kan nie glo dat dit die waarheid sal wees nie. En dan ontvang albei van hulle 'n teken van die engel om vir hulle te bevestig dat die boodskap wat hulle ontvang het wel die waarheid is. In die geval van Sagaria word hy stom, en in die geval van Maria word sy na Elisabeth toe gestuur, wat in haar ouderdom dan swanger geraak het, as 'n teken daarvan, of as 'n bewys daarvan, dat Maria moet weet dat dit moontlik is dat sy dan swanger gaan raak, al is sy dan 'n maagd. Wat weet ons nog van Maria? Maria was 'n jong meisie, waarskynlik so 12, 13 jaar oud op hierdie stadium, wat in Nasaret gewoon het. Nasaret is 'n plattelandse dorpie sonder veel aansien. En verder weet ons eintlik nie veel meer van haar nie. Dis eintlik wat die Bybel van haar vertel. Behalwe dat ons dan weet dat sy deur die Here uitgesonder is om vir Jesus Christus in die wêreld te bring, die lang verwagte Messias. En daar eintlik geen logiese rede was waarom die Here vir haar gekies het, anders as maar net dat hy besluit het, dis die een wat ek wil gebruik om vir Jesus in die wêreld te bring. Nou in daardie tyd het huwelike normaalweg op 'n baie vroeë ouderdom plaasgevind. Soos ek genoem het, kinders het reeds op 'n baie jong ouderdom aan mekaar verloof geraak. Soos ek gesê het, Maria was waarskynlik op hierdie stadium so 12, 13 jaar oud gewees. En dan dit klink eintlik half onmenslik dat 'n meisie van daai ouderdom al moet trou, maar dit is maar die gebruik gewees van daai tyd. Dan het hulle so vir 'n jaar lank was hulle verloof gewees, en dan na die verloving dan het hulle nou amptelik getrou.
Nou, na die verloving het die meisie min of meer dieselfde regte gehad wat 'n getroude vrou sou gehad het. Sy's verbind gewees aan die man, sy kon nie maar net wegloop nie. Daarom lees ons ook dat Josef besluit het dat hulle skei. Dis nie maar net sommer maar net om die ring terug te gee en te sê nou is die verloving op 'n einde nie. Daar is 'n amptelike ding wat moes plaasvind, dat hulle kon skei. En in daai tyd, die groot ding was in daai tyd dat daar geen seksuele omgang tussen die twee verloofdes mag plaasgevind het nie. Dan na ongeveer 'n jaar het hulle dan getrou en dan het hulle by mekaar gaan woon. So dis in hierdie tyd, hierdie jaar tydperk van die verloving tot die huwelik nou voltrek sou word, wat die engel Gabriël aan Maria verskyn het en vir haar dan die boodskap gee dat sy die moeder van die Messias gaan word. Nou ten spyte daarvan dat die Rooms-Katolieke Kerk so 'n ophef maak van Maria, is die Bybelse boodskap eintlik baie duidelik oor haar. Daar is geen verskil tussen Maria en ons nie. Daar word eintlik ook nie op baie plekke oor Maria gepraat in die Bybel nie. Die enkele plekke waar ons van haar lees, word daar ook niks bo mensliks van haar gesê nie. In Lukas 11 vers 27 en 28 lees ons dat 'n vrou eendag vir Jesus gesê het: "Hoe bevoorreg is die vrou wat u in haar liggaam gedra en aan haar bors gevoed het." Dan antwoord Jesus aan die persoon: "Nog meer bevoorreg is hulle wat die woord van God hoor en dit onderhou." Dis asof Jesus eintlik hierdie hele die siening van Maria as 'n baie spesiale persoon, as 'n uitsonderlike persoon, eintlik amper nek omdraai op daai stadium. Dwars deur Jesus se bediening kom ons agter dat daar niks eintlik spesiaal aan Maria is, behalwe dat daar 'n verhouding is tussen haar en Jesus, sy die moeder van Jesus nie. En tog, as ons hierdie verhaal oor Maria lees, word daar vir ons iets gesê oor haar wat ons nie sommer net by kan verbykyk nie. En dit is haar besondere toegewydheid aan die Here. En miskien is dit juis hierdie aspek van Maria se lewe, eerder as die feit dat sy die moeder van Jesus was, wat van haar so 'n besondere persoon gemaak het. Dis opvallend om te sien hoe dikwels wanneer Lukas van Maria melding maak, dit daarmee gepaard gaan dat sy besig was om die Here te dien. Dis eintlik haar uitstaande kenmerk, sou mens kon sê in die evangelie van Lukas. Direk nadat Maria verneem het dat sy swanger gaan raak, plaas sy haarself in God se hande. "Ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur wat u gesê het." Nou, ten spyte daarvan dat die nuus wat die engel aan haar gebring het, sekerlik 'n geweldige skok vir haar moes gewees het, lees ons dat sy bereid is om haarself tot beskikking van die Here te stel, onvoorwaardelik, en dat sy bereid is om te doen wat die Here ook al van haar vra. En dit, broer en suster, dink ek is die groot aspek van Maria se lewe wat beklemtoon moet word. Die feit dat sy as maagd geboorte gegee het aan Jesus, natuurlik is dit 'n geweldige wonderwerk. Maar aan die ander kant kon God dit seker op 'n ander manier ook gedoen het. As God in staat was om uit stof uit lewe te skep, daar in Genesis, om uit die ribbebeen van 'n man, soos wat dit daar vertel word, nog 'n lewe te skep, sekerlik is hy dan in staat om lewe te skep deur middel van 'n maagd. Maar so dis 'n belangrike ding, dis 'n belangrike aspek wat ons nie van moet vergeet nie. Ek gaan 'n bietjie terugkom daarna, bietjie later, maar op hierdie stadium lyk dit vir my die groot ding wat ons hier van Maria moet raak sien, is haar absolute toegewydheid aan die Here. Dat sy vir die Here sê, vir die engel sê, "Laat met my gebeur wat u gesê het." In 'n boek wat ek 'n tyd terug gelees het, maak die skrywer die opmerking dat Lukas doelbewus vir Maria uitbeeld as 'n gelowige, as 'n disipel en met ander woorde as 'n volgeling
van Jesus Christus. Hy doen moeite daarmee dat as ons na Maria kyk, dat ons nie kyk in 'n persoon wat sondeloos is nie, maar dat ons kyk na iemand wat 'n volgeling van die Here Jesus is. Op 2 verskillende plekke word daar spesifiek vermeld dat sy die woorde van die Here bewaar het en in haar hart oordink het. Lukas 2 vers 19 en later weer in hoofstuk 2 vers 51 lees ons dit. En in Handelinge, en julle weet ons nou dat Handelinge en Lukas dieselfde outeur het. In Handelinge weer lees ons dat op 2 plekke dat Maria, die moeder van Jesus, saam met die ander disippels besig was om te bid. Het ons gesê dat Lukas ook baie klem lê op gebed. So op 2 geleenthede is hy saam met die ander disippels en dan is hulle juis besig om te bid. En dit lyk asof Lukas vir ons wil sê, daar hoort Maria tuis. Sy hoort tuis tussen die disippels, sy hoort tuis tussen Jesus se volgelinge, daar waar hulle almal saam besig is om die Here te dien. Net om terug te keer na die maagdelike geboorte. Natuurlik mag ons nooit die belangrikheid van die maagdelike geboorte van Jesus Christus miskyk nie. En ek weet dat baie mense vandag, en selfs predikante vandag, die maagdelike geboorte van Jesus Christus ontken. Maar ek dink hieroor is die Bybel vir ons baie duidelik. Dit word daarom baie pertinent vir ons gesê, dat sy 'n maagd is, en dit word met 'n baie bepaalde rede vir ons gesê. Want daardeur wil Lukas en die ander evangeliste ook vir ons sê dat Jesus Christus gebore is as volkome mens, maar omdat dit 'n maagdelike geboorte is, dat hy ook gebore is as volkome God. Dit was alleen moontlik deur so 'n maagdelike geboorte. Maar Maria leer vir ons iets anders. Maria leer vir ons 'n bereidheid om ten alle koste die wil van die Here te doen. Ek sê weer, Maria is nie 'n heilige nie. Maria is nie sonder sonde nie. Maria is soos enige een van ons wat vandag hier in die kerk sit. Maar Maria staan uit, omdat sy bereid was om haarself volkome tot beskikking van God te stel en vir die Here te sê, doen met my net wat U wil. Hierdie houding van Maria, haar ingesteldheid, het sekerlik nie pynloos geskied nie. Die Bybel vertel nie vir ons van die reaksie van die ander mense op die nuus dat Maria swanger is nie, maar jy kan jouself indink, as 'n meisie van 12, 13 sê sy swanger, en sy sê, maar ek is nog steeds 'n maagd, die swangerskap wat in my is as gevolg van die Heilige Gees. Ons sou maar ons oë getrek het en ons kop geskud het. Ek weet, ek sou en ek dink julle almal sou, ons sou dit nie geglo het nie. So sy moet met hierdie gewaarwording, hierdie wete, dat hierdie wonderwerk in haar plaasgevind het, moet sy die wêreld in die oë kyk, en hulle kan almal sien, sy swanger, en hulle vra, en hulle skinder waarskynlik oor haar, en hulle skinder waarskynlik oor Josef ook, en hulle moet aangaan, en sy sê vir die Here, ek is tot U beskikking, doen met my net wat U wil. Nie lank na die geboorte van Jesus nie, het die gryse ou Simeon aan Maria voorspel dat 'n swaard deur haar siel sal gaan. Hy het natuurlik gedink aan wat vorentoe gaan gebeur in Jesus se lewe. En ons weet vandag dat dit ook dui op die kruisiging. Maar ek dink iets van hierdie swaard wat deur haar siel gegaan het, moes seker al op hierdie stadium in haar lewe gebeur het. Die veragting wat sy moes deurgaan het, die geskinder wat sy moes deurgaan het, van mense wat van haar sleg gepraat het, omdat sy die moeder van Jesus was. Om haarself tot beskikking van die Here te stel, dat met haar kon gebeur net wat die Here van haar vra. Dit het nie sonder pyn gebeur nie. Dit moes ook maar moeilik gewees het. En geliefde, dit is waar van elke gelowige wat
hulle self bereid verklaar om die Here se wil onvoorwaardelik na te kom. Ek weet, daar is mense wat glo, as jy 'n Christen is, as jy die Here dien, dan gaan alles net goed in jou lewe. En alles gaan net maklik in jou lewe. Ek kan vir julle uit hierdie week wat ons ervaar het, vertel, dit is nie die waarheid nie. Ons is deur 'n redelike swaar tyd. Maar dit gebeur, en almal van julle wat hier sit, het julle eie stories om te vertel, van hoe julle selfs as gelowiges deur moeilike tye gegaan het. Dis nie altyd net maklik nie. En tog, ten spyte daarvan, sê ons vir die Here, ons stel onsself onvoorwaardelik tot beskikking van U. Laat met ons gebeur wat U wil. Iemand wat bereid is om die heerskappy van God volkome in hulle lewens te aanvaar, staan eintlik weerloos voor God. As jy vir die Here gesê het, Here, hier is ek tot U beskikking, doen met my wat U wil, dan is jy eintlik weerloos. Iemand wat bereid is om hulle self werklik tot beskikking van die Here te stel, gaan ongetwyfeld in hulle lewe iets ervaar van hierdie pyn om nie meer te kan staan op jou eie regte nie. Om nie meer altyd in beheer te wees van elke ding wat in jou lewe gebeur nie. Om nie meer altyd in beheer te wees selfs van jou eie lewe nie. Want jy het mos vir die Here gesê, laat met my gebeur wat U wil. Ek is tot U beskikking. Ons offer ons eie regte op as ons vir die Here sê, ek is tot U beskikking. Ek is oorgelewer aan U wil, Here. U kan met my doen wat U wil. Dan is dit immers nie meer ek wat leef nie, maar Christus wat in my leef. Soos Paulus vir ons daar in Galasiërs 2 vers 20 sê. Dan bid ons nie meer dat my wil geskied nie, maar dan bid ons laat U wil geskied. Ten spyte van wat ek wil hê, nogtans laat U wil geskied. Soos wat Jesus gedoen het, daar in die tuin van Getsemane, kort voordat hy gekruisig is. En nee, dis nie altyd maklik nie. Dis nie altyd maklik om vir die Here te sê, laat met my gebeur wat U wil nie. Maar dis die enigste manier vir 'n Christen. En ons lees dat Maria dit met blydskap doen. Maria doen dit met blydskap, soos soveel Christene dit al gedoen het, deur die eeue heen, byna onverklaarbaar partykeer. En vandag nog steeds doen. Om vir die Here te sê, ek volg U, onvoorwaardelik. Laat met my gebeur wat U wil, ek is tot U beskikking. En selfs al is dit nie altyd maklik nie, bly ek nog steeds tot U beskikking, Here. Is ek nog steeds bereid dat U doen wat U wil. En dis iets, geliefdes, wat 'n wêreldling nie kan verstaan nie. Hulle sal dit nooit verstaan. Dat jy so uitgelewer is, so uitverkoop is aan God, dat jy regtig kan sê, nie meer my wil nie, maar U wil moet geskied. Dit sien ons by Maria. As God se wil maar net in haar lewe kan geskied, dan is sy gelukkig. Dan vind sy vreugde daarin. Selfs al moet daar, soos wat Simeon gesê het later, 'n swaard deur haar siel gaan daarvoor. Die Rooms-Katolieke Kerk het 'n verkeerde klem op Maria geplaas. En dan het meer gesag aan haar toegeken, en meer eer aan haar toegeken as wat God ooit bedoel het. Maar ons moet oppas dat ons nie na die ander kant toe fouteer, dat ons eintlik nou stil bly oor Maria en nie meer oor haar wil praat nie, uit vrees daarvoor dat ons dalk 'n bietjie te veel eer aan haar gaan gee. Ons moet praat oor Maria. Ons moet kyk na Maria se lewe en ons moet uit haar lewe iets leer van haar toegewydheid aan die Here en haar bereidheid om haarself so oor te gee aan die Here se wil.
Dis 'n voorbeeld wat elkeen van ons moet navolg. Wag 'n bietjie, miskien het ek myself nou verkeerd uitgedruk. Eintlik is dit nie haar voorbeeld wat ons moet navolg nie. Ons bid nie om te wees soos wat Maria was nie. Eintlik bid ons vir die krag om te wees soos wat Jesus Christus was. Eintlik bid ons vir die krag om vir Jesus Christus onvoorwaardelik na te volg, om ons alles op die altaar te plaas vir hom. Maar in Maria se lewe sien ons raak wat met so 'n persoon gebeur, wat hom of haarself verbind tot so 'n gehoorsaamheid aan God. 'n Ongekende vreugde kom voort in haar lewe. Deur die pyn en die opoffering wat sy moes maak, kom daar vreugde in haar lewe, want sy weet, ek is nou binne die wil van God. Ek doen wat die Here van my gevra het. 'n Vreugde omdat hy toegelaat het dat die Here se wil in en deur my geskied. Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat U gesê het. Mag dit vandag elkeen van ons se gebed wees. Amen. Here, ons kan dit nie ligtelik sê nie. Ons kan nie ligtelik sê dat ons bereid is om alles op die altaar te plaas vir U nie. Want ons weet dat daar konsekwensies is daarvoor. Ons weet dat dit nie altyd maklik is om vir U te volg nie. Uit die lewe van Maria en Josef weet ons dat hulle swaar gekry het. Omdat Maria gesê het, laat met my gebeur wat U wil. In die lewens van die apostels leer ons dieselfde. In die lewe van gelowiges deur die eeue en deur die jare, deur die wêreld heen, weet ons dat om te sê dat ons alles op die altaar plaas vir U nie maklik is nie, nie sommer van self kom nie. En Here, daarom sê ons dit vanoggend met huiwering, maar ook met vertroue, dat ons as gemeente onsself aan U wil verbind. Dat ons as gemeente U onvoorwaardelik wil navolg. En Here, ons bid dat U vir ons sal lei op U pad en dat ons dit vreesloos sal navolg. Ons bid dit vir ons gemeente, ons bid dit ook vir elkeen van ons individueel, dat ons sal ervaar die vreugde daarvan om vir U te kan volg. In die naam van ons Here Jesus vra ons dit. Amen.